Die woord is die saad, hoor en verstaan in die hart gesaai. 'n Goeiedag julle almal. En vandag is ons by die laaste hoofstuk van Galasiërs 6, né? En dit handel oor hoe ons mekaar se laste moet dra. Ja, dra mekaar se laste. Here Jesus, maak ons sagmoedig en getrou in al die klein dinge, soos net U kan asseblief. En hier staan oom Piet. As iemand val, sê oom Piet, dan moet julle wat geestelik sterk is, hom in sagmoedigheid help en herstel. Dra mekaar se laste, sê oom Piet. So vervul julle die wet van Christus. Moenie moeg word om goed te doen nie. Saai in die gees en nie in die vlees nie. En Paulus eindig, hy roem net in die kruis. Ja, as ek wil roem, dan roem ek in die kruis. Ja, en nou gaan Alta Leroux vir ons voorlees uit die 2007 nuwe vertaling. Dankie Alta. Alta Nuwe Lewende Vertaling 2007. Galasiërs 6. Wat jy saai, sal jy maai. Broers en susters, wanneer iemand in die een of ander sonde verval, moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon nederig reghelp. Wees baie versigtig dat jy nie ook versoek word nie. Help ander gelowiges wat swaar kry en gee so uitvoering aan Christus se liefdeswet. Julle weet dat mense wat baie van hulle self dink, terwyl hulle niks is nie, hulle self bedrieg. Daarom moet julle almal eerder julle eie gedrag toets. Kan julle op julleself trots wees, sonder om julle met iemand anders te vergelyk. Ons weet tog, almal sal oor hulle self verantwoording moet doen. Iemand wat in die woord van God onderrig word, moet die een wat onderrig gee, in alle goeie dinge laat deel. Moenie 'n fout maak nie. God laat nie met hom mors spot nie. Mense wat saai, sal hulle ook maai. Hulle wat op die land van hulle sondige geaardheid saai, sal op grond daarvan die dood oes. Terwyl hulle wat op die land van die Gees saai, op grond daarvan die ewige lewe sal oes. Moet dus nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd oes. Terwyl ons die kans het, moet ons dus goed doen aan alle mense, maar veral aan medegelowiges. Julle sien aan die groot letters, ek skryf nou met my eie hand. Al daardie mense wat julle wil dwing om besny te word, vir hulle gaan dit net om uiterlik die regte indruk te maak, sodat hulle nie oor die kruis van Christus vervolg word nie. Hulle wat besny word, leef self nie werklik volgens die wet nie. Hulle wil julle egter laat besny om met dit wat aan julle liggaam gedoen is, te spot. Maar ek wil op my niks anders beroem as die kruis van die Here Jesus Christus nie, want daardeur is die wêreld vir my gekruisig, en ek vir die wêreld. Dis nie belangrik of iemand besny of nie besny is nie, maar dis belangrik of iemand 'n nuwe mens is. Mag God se vrede en ontferming met almal wees wat volgens hierdie beginsel lewe. Hulle is God se Israel. Verder moet ons niemand met my nog moeite aandoen nie. Ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Broers en susters, mag die genade van ons Here Jesus Christus met julle gees wees. Amen. En nou kom ouma in die storie in. En sy vertel ons, tydens die droogte in die Karoo, het ouma se tank leeg geloop. Sy kon nie die emmers dra nie. Sonder 'n woord het 3 van haar bure elke oggend water aangedra. En niemand het daaroor gespog nie, of iets daaroor gesê nie. Dit was in liefde gedoen. Ouma het net gesê, hulle het my las gedra, en ek het weer geleer om vir hulle te bid. Dis die wet van Christus, nie preke nie, maar emmers. En dan sluit ouma af as sy vra, wie se las ignoreer ek, omdat dit vir my te ongemaklik is? Wie se? Vader, laat ons nie moeg word nie,
In Christus se kruis alleen roem ons. Help ons om ons eie kruis waardig te dra, sodat U verheerlik kan word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die woord is die saad, hoor en verstaan in die hart gesaai. Hoor en verstaan, in goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. Geen wortel in homself, struikel en druk en vervolging. Hoor die woord, sorggenot, rykdom, verstik, doodgedruk. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. 'n edele hart, bewaar die woord, vrugbaar en vermeerder. Gelukkig sal jy wees. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. Dit bring verandering, reinig die siel. Soos water was het skoon, nuttig sal jy wees. Hoor en verstaan, in goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig.